My broeder en suster, jy kan saam met my blaai na Handelinge hoofstuk 27. Vir my is dit een van die mooiste gedeeltes in die Bybel. Tog is dit een van die gedeeltes dat as jy net die eerste helfte lees, kan dit jou baie moedeloos maak, want dis die grootste fisiese storm wat in die Bybel beskryf word. En dis een van die storms wat God nie stil gemaak het. Hierdie storm, jy moet dit in gedagte hou vanmôre. Hierdie is 'n storm wat God nie stil gemaak het nie. Want ons is nou weer in 'n storm wat God nie gaan stil maak in hierdie wêreld. En ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie, maar want dis nou baie. Anders te gaan ons net hoef te lees en dan kan ons huis toe gaan, maar ek voel daarom ek wil 'n paar punte uitlig. So u moet gerus by die huis die hele hoofstuk gaan lees. Net so 'n bietjie agtergrond. Paulus, die Jode wil hom doodmaak in Jerusalem, want hy het in die tempel gepraat en die evangelie verkondig, en hulle het toe weer eens gesê hy laster, en hulle wou hom doodmaak, en die Romeine gryp toe in die opstand van die Jode daar, en hulle neem vir Paulus gevange, en hulle bring hom na Caesarea, en hulle hou hom daar, en hy beroep hom toe op die keiser, die koning van die wêreld op daai stadium. Hy beroep hom op die keiser, hy sê, maar ek beroep my op die keiser, want die Romeine wou hom toe gesel, en hy sê toe hulle mag nie Romeinse burgers slaan nie, ensovoorts, en hulle moet hom laat uitgaan, vry uitgaan, maar hy beroep hom op die keiser, en dis waar ons dan nou sien, hoe dat, as jy net die vorige hoofstuk, die laaste 2 verse sien, vers 31 sê, en toe hulle weggaan, praat hulle met mekaar, dis nou koning Agrippa en Festus, Agrippa sê, hierdie man doen niks wat die dood of die boeie verdien nie, dis wat Festus toe sê, en Agrippa sê vir Festus, hierdie man kon losgelaat gewees het, as hy hom nie op die keiser beroep het nie, maar ons weet ook, as jy die vorige hoofstukke lees, sal jy sien dat die Here vir Paulus gesê het, hy moet voor die keiser staan, en die Here het hierdie dinge so bewerk, en hulle het toe besluit om vir Paulus na Italië te neem, na Rome, en hulle vaar toe weg vanaf Caesarea, en hierdie eerste paar verse kan jy gerus, jy moet hierdie hele hoofstuk eintlik by die huis gaan lees. Ons gaan lees vanaf vers 14, want hulle eindig toe op, net die verse voor dit, op 'n plek met die naam van Mooi Hawens. Dis wintertyd, of die winter is op pad, 'n baie gevaarlike tyd in die Mediterrane See om te vaar, want daar is geweldige storms in die wintertyd op die Mediterrane See, veral in daardie tyd is dit baie gevaarlik met seilskepe en so om te gevaar het, en Paulus waarsku hierdie mense, sê ons kan nie van Mooi Hawens af wegvaar nie, want dis bitter gevaarlik, maar hulle luister nie na hom nie, na sy waarskuwings nie, hulle luister na die skeepskaptein en na die owerhede eerder as na Paulus, en hulle besluit om weg te vaar, en ons lees vanaf vers 14. Wel, vers 13 sê eintlik vir ons hoekom hulle toe wegvaar, want dit was ook gunstig, dit het gelyk of dit gunstig is. Toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle al voorneme kon uitvoer, en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. Nou, Kreta is 'n eiland in die Mediterrane See met redelike hoë berge, ek dink hulle praat van 7000 voet, so vir 'n eiland is dit nogal redelike hoë berge, maar nie lank daarna nie, het 'n stormwind, letterlik 'n orkaan, dis die oorspronklike Griekse woord, wat Euroclydon genoem word. Nou, Euroclydon is 'n kombinasie van 'n Griekse en 'n Latynse woord, wat doeteenvoudig beteken 'n sterk noordooste wind, maar dis 'n bynaam wat hierdie matrose rondom die Mediterrane See vir hierdie storm gegee het. So dit was 'n welbekende storm wat gereeld daardie area getuister het, maar hierdie storm in die Euroclydon, hierdie orkaan, het daar vandaan neergeslaan, en toe die skip meegesleep is en nie teen die wind kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedryf. So hierdie mense, hierdie matrose, manne wat die see ken, het moed opgegee. En toe ons onderkant 'n eilandjie kom, wat Clauda genoem word, het ons met moeite die sleepbootjie onder beheer gehou, want gewoonlik het jy jou reddingsbootjie agteraan laat hulle vasgemaak, en dan het hy maar agteraan gedobber, en wat in sulke stormgevalle gebeur is, hulle trek hom in, en dan maak hulle hom aan die skip self vas. Dis wat hier gebeur. Nadat hulle dit opgetrek het, het hulle gebruik gemaak van hulpmiddels die skip onderom te gord, sodat hulle kettings en sterk toue gevat, en onderom die skip vasgemaak, om die skip behoue te laat bly teen golwe, en teen sterk wind.
En omdat hulle bang was om op die Sirtis te lande te kom, het hulle die seile neergehaal en so het hulle dan weggedrywe. Nou, ekskuus dat ek myself so baie onderbreek, maar hy gebruik snaakse name en terme sê, die Sirtis is letterlik soos dryfsand in die noordelike kus van Afrika. So as jy nou daar vanaf Caesarea wegvaar uit Israel en hierdie storm en dryf jou die noordooste wind waai, so hy dryf jou al meer suid, dan kan jy daar, en dit staan bekend soos hulle in Engels sê, as 'n ship graveyard. Wat is dit in Afrikaans? 'n Skeepsbegrafplaas. Want as jy in daai sandkolke beland, dan is dit verby. Daar is nie 'n manier hoe jy daar gaan uitkom, veral nie met daai tyd se skepe nie. So dis wat hierdie Sirtis is, so hulle was bang vir dit, en hulle het toe die seile neergehaal en het net so weggedryf dat die stroom hulle eerder vat as wat hulle met seile aangedryf word. En terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. En op die derde dag, dis nou die derde dag nadat hulle die vrag uitgegooi het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. Dit sou die seile en dinge insluit. So baie van die seile en van die ankers ensovoorts en die gereedskap om die skip mee te herstel as daar probleme kom, kan nie die desperaatheid optel. En omdat die son en ook die sterre, hoor wat hy sê, vir baie lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm ons gedruk het, is eindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. Hulle was vir 14 dae in hierdie storm, my broeder en suster, waarvan hulle nie die son kon sien in die dag nie, waarvan hulle nie die sterre of die maan kon sien in die nag nie. Nou dis 'n storm, my broeder en suster, wat ek dink ek dink nie eens in vandag se lewe wil mense in sulke storms hulle self bevind nie, op die see nie, want veral in daai tyd was die sterre jou kompas. Dit het vir jou rigting gegee, dis hoe jy geweet het waar jy op pad is. So selfs in stormtye, as jy net 1 of 2 aande daarom net die sterre kan raak sien, dat jy daarom min of meer 'n idee kan jy uitwerk waar jy op pad is, waar jy in die bootjie besig om te dryf. Maar vir 14 dae, 2 weke is hierdie mense op hierdie skip, en hulle kan nie eers die son, die maan, of hulle kan nie dag en nag onderskei nie, hulle kan nie onderskei waar hulle op pad is nie, rigting, letterlik besig om rigtingloos te dobber, en eintlik nie net te dobber nie, op en af geslinger te word op golwe, soos wat bitter min mense al in hulle lewe beleef het. Vers 21, en nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta afgevaar het nie, en julle so hierdie ramp en skade bespaar het. Dit is nie 'n geval van I told you so nie. Dis 'n geval van die rede hoekom hy so begin is omdat hy die erns van die saak vir hierdie mense wil wys. Vir hulle wil sê, maar ek het julle gewaarsku en my woord het uitgekom. Want dis nie my eie waarskuwing nie, nou sien eintlik in die konteks, God het my gewaarsku en julle wou nie luister nie. Sal julle nou na die God luister wat my in eerste plek gewaarsku het? En ek meen, dis nou 'n hulpelose situasie. Hulle het geen heenkome nie. Hulle het alle hoop om gered te word laat gaan. Hulle wag vir die dood, hulle het selfs ophou eet. Maar nou, vers 22, vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie. Onthou nou, Paulus is ook 'n gevangene op hierdie skip, met 'n klomp Romeinse soldate, ander gevangenes, matrose ensovoorts. So hier staan hy as 'n gevangene op, en hy begin hierdie mense vermaan en bemoedig eintlik. Hy sê, want vers 23, daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan. En kyk, ek het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Daarom hou moed, manne, want ek glo God dat dit so sal wees, soos aan my gesê is. Maar ons moet op 'n sekere eiland strand. En toe die 14de nag kom, terwyl ons nog in die Adriatiese See ronddrywe, het die matrose omtrent middernag vermoed dat hulle naby land kom. En dan kan jy verder lees, net tot sover kan jy verder lees hoe dat hulle toe die dieploot laat sak het en gekyk het hoe diep hulle is en gesien het dat hulle kom werklik nader aan land en uiteindelik het die dag gebreek en hulle kon toe die land sien, maar toe ken hulle nie die land nie en hulle spoel daarop uit. Ek gaan nou net so 'n stukkie verder daaruit ook lees, maar net tot sover. My broer en suster, my teksvers vanmôre, te midde van hierdie storm, vers 23,
Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Ek wil vanmôre met jou oor hierdie tema praat. Die storm van die eindtyd. Die storm van die eindtyd. Want ja, my broeder en suster, hierdie is nie net 'n storie nie, dit het regtig gebeur, is 'n feit. Ja, so 'n paar dae terug het ons met u daai Bybelreeks gedoen en vir u gewys hoe dat van die manne hierdie ankers gaan soek het. As jy verder lees, sal jy sien hoe dat hulle 4 ankers in die see gegooi het en hoe dat hulle later die ankertoue moes afsny en uit die aard van die saak het die ankers daar gebly. Nou ja, en van die manne kon hierdie hele roete volg op 'n wetenskaplike manier en het op van daai ankers afgekom wat uit Paulus se tyd dateer. So heel moontlik daardie ankers. So dit is baie interessant, my broeder en suster. Dit is 'n storm wat werklik gebeur het, maar ek dink daar is soveel parallelle met die storm van die tyd waarin ek en u onsself bevind. Soos ek reeds vir u genoem het, my broeder en suster, en u moet hierdie hoofstuk gaan lees, die Here het nie hierdie storm stil gemaak nie. Inteendeel, selfs toe hulle by die land aankom en hulle die ankertoue lossny en hulle in 'n inhaam probeer om op 'n sandstrand te land met die skip, want toe het hulle nie meer ankers oor nie. Toe het hulle vasgeval op 'n sandbank en toe die golwe van die storm daai skip uitmekaar geslaan. En as jy die laaste vers lees, sal jy sien, laaste paar verse hoe dat hulle in die see gespring het, die wat kon swem en land toe geswem het en ander het aan stukke van wat nie kon swem nie, aan stukke hout van hierdie skip vasgegryp en met dit uitgespoel op die strand. En waarlik, soos wat God gesê het, nie een siel is dood wat op die skip gebly het nie. So dis 'n storm, my broeder en suster, wat God in hierdie wêreld nie stil gemaak het. Maar binne in die storm was daar een van sy kinders. Een vir wie hy 'n doel gehad het. Een wat voor die keiser moes gaan staan om te getuig. Een wat die Here gewaarsku het en gesê het, hulle moenie wegvaar nie. Maar dit was buite sy beheer. En weens besluite wat van owerhede gekom het, wat teen die wil van God was hy aan daardie besluite ook uitgelewer. Maar te midde van dit alles, en die storm wat gekom het God sy kind deurgedra. En het hy voor die keizer gaan staan. Dis waar hoofstuk 28 gaan, sal jy sien hoe dat hy aan die einde van die dag voor die keizer getuig het. Hoe dat die heerser van daardie destydse wêreldheerser die evangelie gehoor het. My broeder en suster, ek wil 'n paar dinge vir u uitlig, want weet jy, ons het gelees hierdie geweldige stormwind, letterlik 'n orkaan wat hierdie skepe uitmekaar uitslaan. Hoe dat hulle opgegee het. Kan nie indink hierdie storm waarin hulle self bevind, maar daar's 'n paar dinge wat Paulus doen wat ek glo ek en u ook moet doen, en ek wil dit net eers vir jou uitlig, en dan gaan ek kom by die tyd waarin ons eintlik leef. Wat het vir Paulus moed gegee in hierdie tyd? In hierdie storm, te midde van dit, terwyl hulle lewens in gevaar is, terwyl almal op daardie skip moed opgegee het, enige hoop om gered te word, het hulle laat vaar. Hulle het al die skeepsgereedskap uitgegooi. Met ander woorde, menslik gesproke, kon hulle niks meer doen nie. Hulle kon nie, hulle was aan die einde van die pad, selfs opgehou eet. Maar wat doen Paulus? Wel, hy staan op en hy sê vir hulle, ons het dit gelees, want daar het in hierdie nag, hy begin eers, hy sê, maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees, maar alleen van die skip, so hierdie skip sink. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort. Dis die eerste ding waaraan Paulus vasgehou het, my broeder en suster, hy het vasgehou aan die wete, maar ek behoort aan iemand. Ek is iemand anders se verantwoordelikheid. Ek het nie meer verantwoordelikheid vir my eie lewe nie, want ek is uitverkoop. En jy sien dit baie duidelik hoe Paulus uitverkoop was. In al sy sendbriewe begin hy met hierdie woorde: Paulus, 'n dienskneg van die Here Jesus Christus. Nou daai woord dienskneg is die woord doulos in Grieks, wat beteken 'n slaaf. Nou in die Bybelse tyd, my broeder en suster, het 'n slaaf geen sê gehad nie, hy het nie regte gehad nie. In die Bybelse tyd het daar nie 'n ding soos menseregte bestaan nie. As jy 'n slaaf was jy uitverkoop. As u my slaaf was, of kom ek stel hom andersom. As ek u slaaf was en ons loop in die straat tussen 1000 mense en ek maak u om een of ander, ek doen iets wat u irriteer of ek
maak U kwaad, en U draai om en U slaan my fisies dood, tussen al die mense, sou niemand niks gedoen het nie. Die reg sou nie eers opgetree het nie. Inteendeel, as U sou inmeng, dan sou U moeilikheid gehad het. Want as ek 'n slaaf is, as ek uitverkoop, ek is eiendom. Ek het geen sê reg vir my eie nie. En dis hoe Paulus homself beskou het. Paulus is slaaf, uitverkoop, geen regte van my eie nie. Maar weet jy wat wonderlik is, as jy 'n goeie Heer het, wat vir jou sorg, wie se slaaf jy is, dan is jy sy verantwoordelikheid. En dis wat ons, Jesus, doen, as hy neem, vir sy kinders, neem hy verantwoordelikheid. Dis hoekom Paulus met soveel moed kan opstaan en sê, maar ek hoef nie hierdie storm te vrees nie, want ek behoort aan iemand wat vir my verantwoordelikheid gevat het. En hy het 'n taak vir my gegee. Wel, dit kom eintlik by die volgende punt. Hy sê, wat ek ook dien. Ek dien die Here, ek behoort nie net aan hom nie, ek dien hom met my hart, my siel, my bloed en my goed. Alles dien ek hom. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, want jy moet voor die keiser staan. Hy het nie net vir my 'n verantwoordelikheid gevat nie, hy het ook vir my 'n opdrag gegee. En omdat hy in beheer is, kan hierdie storm nie veel aan my doen nie, want ek het ergens om te wees wat hy my 'n opdrag voorgegee het, 'n belofte en 'n opdrag. En kyk, God het aan jou geskenk, almal wat saam met jou vaar, daarom hou moed, manne, want ek glo God. Ek vertrou hom, dat dit so sal wees, soos aan my gesê is, 'n belofte, ek hou aan 'n belofte vas, die woord van die Here wat hy gegee het. En meer as dit, my broeder en suster, so wat doen hy? Hy besef van wie behoort hy? Hy besef wie dien hy? Aan wie is hy gehoorsaam? Hy is besig met die werk van die Here. En hierdie dinge het sy pad langs gekom en hy het nie daar beheer nie, maar hy weet dat hy niks kan met hom gebeur voordat hy nie die taak waarvoor die Here hom geroep het uitgevoer het nie. Hy hou vas aan die belofte van die Here. Maar meer as dit, hy getuig teenoor hierdie mense. Want hy vertel van die God aan wie hy behoort. Hy dank die Here. As jy net verder lees, jy sal sien hoe dit, as jy nou verder aangaan, vers 33 sê, en teen die tyd dat dit dag sou word, het Paulus almal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê, dit is vandag die 14de dag dat julle in afwagting bly vas, sonder om iets te gebruik. Daarom raai ek julle aan om voedsel te neem, want dit dien tot julle behoud, want van niemand onder julle sal 'n haar van sy hoof val nie. Kyk die sekerheid waarmee hierdie man hierdie ander manne bemoedig. Nie eers 'n haar sal van jou hoof val nie. Toe hy dit gesê het, neem hy self brood. Hy dank God in die teenwoordigheid van almal. Hy breek dit en hy begin eet. En hulle almal het moed geskep en self ook voedsel geneem. Wat doen hierdie man? In hierdie storm staan hy op en hy sê, Here, ek wil nie vaskyk in 'n storm nie, gebruik my. Help my om te getuig. En hy staan op en hy vertel vir hierdie manne, dat ons hoef nie vir hierdie storm bang te wees nie, want ons is ergens heen op pad. En daar's 'n God wat in beheer is, en ek is in die palm van sy hand, en daarom sal ek nie vrees nie. Staan op, manne, skep, moet eet. En hy dank God, te midde van die storm. Want daar is, my broeder en suster, in elke storm nog steeds dinge, waarvoor ek en u die Here kan en moet dank. Ek praat met u vanmôre oor die storm van die eindtyd. Ons leef ook vandag, my broeder en suster, in 'n storm, waar ons nie meer kan onderskei tussen dag en nag nie. Dalk nie 'n fisiese storm waar dit reën nie, mag dit gebeur. Ek is lief vir storms as dit reën, die weerlig van kleins af. Ek kan nie onthou van waar af het die Here my vrees vir weerlig weggevat nie, want ek neem aan alle kinders is op 'n stadium bang vir weerlig, maar ek vermoed, want dit is wat ek kan onthou. Kan nie onthou wanneer my ma dit vir my gesê het of my pa nie, maar ek weet, ek moes dit by hulle geleer het, want waar anders het ek dit geleer, maar as die weerlig slaan, is dit 'n prentjie van God se almag. En van daar af, van kleins af, van sover ek kan onthou,
is ek lief vir storms, want as die weerlig slaan, laat dit my dink aan die almag van God, want is hy wat die weerlig slinger. Is dit nie waar nie, my broeder en suster, is in sy beheer. Dalk 'n bietjie ander perspektief kry vanmôre, maar my broeder en suster, ek en jy sit dalk nie in 'n fisiese storm nie, maar definitief in 'n geestelike een. Waar ons nie meer tussen lig en duisternis so maklik kan onderskei nie. Waar dit vir ons ook lyk, soos vir Paulus hulle was, dat ons kan nie meer die son sien skyn nie. Ons kan nie meer die sterre of die maan sien nie. Die storm dis chaos. Dis te groot. Ons het die laaste ruk baie, en daarom wil ek nie by hierdie punt te lank stil staan nie. Het ons met u gepraat oor die geestelike verval, selfs in die kerk, hoe dat die kerk wat 'n lig moet wees in die duisternis, hoe dat die kerk se lig dood gegaan het, hoe dat soveel van die geloof afvallig raak, hoe dat Paulus skryf dat in die laaste dae, 2 Timoteus 3 vanaf vers 1, gaan daar swaar tye kom. Daar kom 'n storm. Weet jy, dit was my so opvallend toe ek voorberei hier in Lukas. Hoor hoe beskryf Jesus die tyd waarin ons leef, en eintlik die tyd waarna toe hierdie tyd juis beweeg, want hierdie storm gaan al hoe groter word. Hy gaan nie kleiner word nie, hy gaan nie minder ernstig word nie. Hierdie storm gaan toeneem in intensiteit, en baie skepe gaan skipbreuk ly. Weet jy ook die skipie waaraan ek en u seil gaan sink? Hy gaan sink. Want ons moenie aan hierdie wêreld vas wees nie. As jy in 'n skipie sit, jy vind jou sekuriteit in jou werk en jou finansies, en jy weet jy, al hierdie skippies gaan sink, almal van hulle. Daar's net een wat ons kan deurdra. Hoor hoe beskryf Jesus, dit was my opvallend, Lukas 21, hy sê, en daar sal tekens wees. 21 vanaf vers 25, aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies, in hulle radeloosheid. Soos hierdie matrose op hierdie skip wat in hulle radeloosheid, selfs die gereedskap waarmee hulle die skip aan mekaar moes hou, uitgegooi het. Hulle was radeloos, raad op, hoop opgegee, moed opgegee. Benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wat sê hy, wanneer see en branders dreun. Jesus se woorde, as hy die tyd waarin ek en u leef beskryf hy dit soos 'n storm op die see. Wanneer see en branders dreun en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskit word. Ons is in 'n storm, my broeder en suster, waar ons nie meer die son, maan en sterre baie mooi kan onderskei nie. Waarin hierdie wêreld so donker raak, waar dit so hopeloos raak, waar die mense so rondskarrel van bakboord na stuurboord en radeloos is. Want weet jy, my broeder en suster, die gras is nie groener aan die ander kant nie. Dit gaan wêreldwyd so. 'n donker, chaotiese storm. En het u nie ook dit aan die eie lyf beleef al nie? Of is dit net ek en Pastor Dries en van ons ander wat partymal oor praat, wat dit letterlik, dit voel partymal as 'n mens hierdie dinge lees, die dinge wat in die nuus aangaan, my broeder en suster, in ons eie dorp, in ons eie omgewing, dan voel 'n mens, jy wil moed opgee. Voel vir jou, is daar nog iets om voor te leef? Kan ek vir jy eerlik sê, as jy God uit die prentjie uithaal, dan moet ons eintlik almal maar moed opgee. Want dit gaan nie beter raak nie. Nie hierdie kant. Die wêreld het opgegee in baie opsigte. En die hartseer is baie kerkleiers, het ons ook vir u gewys, het in die laaste tyd moed opgegee. Hulle geloof opgegee. Daar's talle skrifte, ons het dit met u behandel, waar hy sê dat baie in hierdie dae sal van die geloof afvallig raak, omdat die ongeregtigheid vermeerder, in ander woorde, omdat die storm groter word, het die liefde van die meeste al verkoud, en het baie van die geloof afvallig geraak, en ons gaan dit meer en meer sien. Maar dan wil ons in hierdie oggend opstaan, my broeder en suster, soos 'n ou Paulus van ouds, nie omdat ek iets is, my broeder en suster, want ek is ook maar net 'n mens soos u wat met my eie voete in dieselfde stof staan, wat ook moedeloos raak en bang raak as ek hierdie dinge in die wêreld sien. Maar dit gaan nie oor my wat iets is nie, maar ek wil vanmôre met u praat oor 'n ander een wat iets is, wat alles is.
Een wat gesê het, moenie vrees nie. Wil ek ook vanmôre opstaan en sê, maar nou vermaan ek julle om moed te hou. Want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie. Maar alleen van die skip, want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort. My broeder en suster, aan wie behoort ek en jy vanmôre? Aan wie behoort ek en u? As jy aan jouself behoort, moet jy vir jouself verantwoordelikheid vat. God gaan jou nie dwing nie. Hy gaan nie vir jou verantwoordelikheid vat as jy nie oorgee aan hom nie. As jy jou eie God wil wees, jy wil in beheer wees, hoor vanmôre, gaan jy vir jouself moet verantwoordelikheid vat. En jy moet hierdie hoofstuk gaan lees. Daar's 'n paar keer wat die soldate en die gevangenes en die matrose verantwoordelikheid vir hulle self wou vat. Daar was 'n paar keer wat hulle wou afspring en uitswem. En Paulus het hulle gewaarsku, hulle gesê as julle dit doen, sal julle sterwe, maar as julle by my op hierdie skip bly, sal julle lewe. Dank die Here, hulle het toegeluister. Onthou, hulle wou aanvanklik nie luister nie. Klink dit nie soos hierdie wêreld nie? Hoe lank al preek die kerk die evangelie, hoe lank al verkondig ons, hoe lank al waarsku ons, Jesus kom, hoe lank al waarsku ons, dit gaan swaarder en moeiliker raak. Die wêreld lag vir ons en sê julle is mal. Ekskuus vir die kras woord van die kansel af, maar dis hoe baie van hulle beskryf dit baie keer in leliker woorde. Maar hulle sê ons is heeltemal van ons trollies af, julle is van die pad af, julle weet nie. Hier staan 'n nuwe leier op en hy gaan vir ons 'n oplossing gee. Nee, hy gaan nie. Want ons weet, die Bybel het dit vir ons vooruitgesê. My broeder en suster, aan wie behoort jy? Want as jy aan Jesus behoort, as jy oorgee aan hom, as jy uitverkoop, as jy sê, Here, alles, gee my huwelik vir u, gee my kinders vir u, ek gee my kar, my werk, my huis, my eiendom, my geld, my vertroue, myself, my lewe, my goed en my bloed gee ek vir u. Hoor vanmôre, dan vat hy vir jou verantwoordelikheid. Paulus, moenie vrees nie. En Paulus staan op en sê vir die ander, moenie vrees nie. As jy aan God behoort, dan behoort jy aan iemand wat in beheer is ten spyte van die storm. Hy sê, wie ek ook dien. My broeder en suster, dan wil ek dit verder vat. Dit gaan nie net oor, het jy al jou hart vir die Here gegee nie. Die vraag is, dien jy hom regtig? Moenie jy 'n preek maak nie. Dien die Here, my broeder en suster. Moenie net oorgee in woord nie, doen dit in daad ook. Gee werklik oor, dien hom. Dien hom. En veral in die tyd waarin ons leef, my broeder en suster. Ons moet nou meer kerk toe kom. Ons moet nou meer Bybel lees. Ons moet nou meer bid, want die tyd is naby. Jesus kom. As jy nie dit gaan doen, nie glo my, die wêreld gaan jou insluk. Sonder dat jy dit agterkom. En voor jou oë uitvee, is jy dalk in hierdie golwe vasgevang en jy kan nie meer uitkom nie. Aan wie ek behoort, wie ek dien, moenie vrees nie, jy moet voor die keiser staan en kyk, God skenk aan jou elkeen wat saam met jou vaar. Daarom hou moed, manne, want ek glo God, vertrou die Here, my broeder en suster. Hy het in sy woord gesê, hy het ons van hierdie storm gewaarsku, soos wat die Here vir Paulus gewaarsku het van hierdie storm. En nie weens ons toedien nie, weens owerhede en ander mense wat besluite geneem het, is ons in hierdie krisis gedompel. En die heersers van hierdie wêreld volg nie die Here Jesus nie, in die meeste gevalle nie. En weens hulle besluite is ons nou ook aan hierdie storm onderworpe. Maar dank God, hy het vir ons 'n belofte gegee, daarom hou moed, manne, want ek glo God, dat dit so sal wees soos aan my gesê is. Hoe is dit aan ons gesê? Wanneer hierdie storm belyk of dit nie kan erger raak nie, sal daar uitkoms wees. Dis wat die Here vir ons beloof het. Hy gaan nie die storm stil maak nie, maar hy sal vir ons uitkoms gee. So ons moet vashou aan die Here Jesus, ons moet hom dien, ons moet weet aan wie ons behoort, ons moet aan sy woord, sy beloftes vashou, ons moet hom dank. Te midde van die storm het ons nog so baie om hom voor te dank, my broeder en suster, is dit nie waar nie?
Weet jy waarvoor dank ek die Here? Dankie Here, U het klaar vir my gesê hoe die storie eindig. Ek hoef nie bang te wees nie. Maak die storm my selfs dood in ons geval. Die dood het nie eens meer mag oor my nie, want Jesus het uit die dood uit opgestaan en uit die graf hel en dood oorwin. En hy het beloof, as ek my hart en lewe aan hom oorgee om dien, vir hom lewe aan hom vashou, dan kan die dood ook niks aan my doen nie. As die dood eintlik 'n oorwinning, 'n wins. Dank die Here, my broeder en suster, in hierdie tyd. En dit sluit eintlik vir my aan by die laaste een. Ons moet getuig soos nooit van tevore nie. En jy hoef nie 'n Bybelstudent te wees en ek sê nie, jy moet noodwendig gaan staan en preek by die werk nie. Dis nie wees sout en lig. Wees een wat vreesloos is. Wees een wat wanneer hierdie wêreld negatief raak en praat oor hierdie storm. Ja, erken, daar is 'n storm, maar raai wat, ek is nie bang nie. Ek hoef nie bang te wees nie. Ek hoef nie te vrees as die ekonomie in duie stort nie. Ek hoef nie te vrees as hulle my menseregte skend deur my mediese fonds weg te vat en my pensioenfonds en al hierdie dinge wat ek hoef nie te vrees nie, want dis nie waar my hoop lê nie. Weet jy, mense gaan dit sien. Mense gaan sê, maar wat is anders aan jou? Hoekom is jy nie bang vir hierdie storm nie? Weet julle, al is alles al oorboord gegooi. Ek het nog kos om te eet. Weet jy dat Jesus het vir ons beloof, as jy kos en klere het, moet jy daarmee vergenoeg wees? Hy het beloof dat hy is by magte om aan elke behoefte van jou te voorsien aan die rykdom van sy genade. Hy sê nie aan elke begeerte nie, hy sê elke behoefte. Luister al, kom maar, wat se hongersnood in hierdie land? Glo jy nog dat die Here selfs deur kraaie vir jou kan kos bring, soos wat hy vir Elia gedoen het? Sal ons weer die Here op sy woord begin vat en sê, Here, al is ek in 'n woestyn, al is ek in 'n storm, al is hierdie skip besig om te sink, U is in beheer. En ek het nog voedsel om te eet en ek gee tot verander. Want dit is 'n getuienis. Ek sout en lig. En wat gebeur die oomblik toe hierdie mense sien, maar te midde van die storm en ons almal is bang en ons almal dink ons gaan dood, is hier 'n man wat dank, sy mond is vol danksegginge. En wat was die resultaat? Net die volgende versie, en hulle het almal moed geskep en self ook voedsel geneem. In 'n geestelike sin, ek wil dit nie te veel vergeestelik nie, maar is dit nie maar 'n parallel nie. Wie is die wat regtig vandag voedsel het in 'n geestelike sin, my broeder en suster, behalwe die wat aan hom behoort, wat die brood van die lewe is? Wat skielik as daar wel hongerte is en hulle kom na jou toe en sê, wat het jy wat ek nie het nie, dan het jy brood om vir hulle te gee, wat vir hulle sal moed gee. Dat hulle kan opstaan en kan sê, maar ek wil ook die God dien wat jy dien. Hou vas aan die een aan wie jy behoort. Dien hom met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele self. Hou vas aan sy belofte. Hy het gesê, wat sê ons moet op 'n sekere eiland strand? Vers 26, snaaks dan nie net sê, ons moet op een of ander eiland land nie. Daar's 'n spesifieke eiland waar hulle moes land. Die eiland van Melete. En net voor ek ingekom het, toe my paai instap, toe kyk ek gou wat beteken die woordjie Melete. Gaan kyk wat beteken na die woordjie, my broer en suster, beteken heuning. Waarheen is ons op pad? Na die ewige Kanaan. Die land van ewige melk en heuning. Ons moet op 'n spesifieke eiland strand. Ons is op pad ergens heen na die land van melk en heuning. Dis waarna ons op pad is. Ons moenie vrees nie, ons moenie bang wees nie. Ja, sal sink die skip net daar voor 'n eiland, ons sal uitspoel. Maar ons is op pad soontoe. Ek gaan nie bang wees nie. Vat moed. Weet aan wie jy behoort. Kom ons dank die Here vir sy genade wat nog so groot oor ons is, dat hy die een is wat ons vashou, wat ons deur die storm dra. En al maak hy nie hierdie storm stil nie. Weet jy, hy maak die storm in jou hart stil. Dis waar hy hom stil maak. Want hierdie wêreld moet deur die storm verswelg word. En deur die oordeel van God. My broeder en suster, skep moed vir môre. Ek wil afsluit. As jy vashou aan die Here, net dien hom. Wat het die Here vir Paulus gesê? Nie sy eerste belofte nie, dit is my finale, dit is die slot van my slot. Die eerste punt van my slot, wat sê die Here vir hom? Nie een sal verlore gaan wat saam met hom vaar nie. Nie moet hierdie hoofstuk gaan lees.
Daar's 'n paar keer wat hierdie manne van die skip af, daar was op 'n stadium wou hulle die reddingsbootjie laat sak het, die soldate, hulle wou al die gevangenes doodmaak, want as jy 'n Romeinse soldaat is en iemand is onder jou 'n gevangene en een van hulle ontsnap, dan word jy doodgemaak. So hulle wou toe die soldate, wou toe al die gevangenes doodmaak, en dan wou hulle in die reddingsbootjie sak, en dan nou maar met dom, ek weet nie, as jy nie eers in die groot skei wat daar 'n bietjie gewig het, vir daai golwe kan bly nie, wat gaan 'n reddingsbootjie help? En Paulus het dit besef, en hy sê toe vir hulle, luister, jy moet dit gaan lees, maar in my eie woorde, as julle in hierdie reddingsbootjie klim, sal julle doodgaan, julle gaan sterf, want die Here het gesê, julle moet by my bly. En dank die Here, hierdie manne het na hom geluister, en die soldate het toe die reddingsbootjie se toue afgekap, toe is die reddingsbootjie ook weg, want hoor vanmôre, in hierdie storm waarin ons ook is, my broeder en suster, is daar nie ander reddingsbootjies nie. Daar's net een, sy naam is Jesus. Jy moet in die skip bly by een. By hom, by wie die lewe is. Maar in terme van my en u, want hy lewe in ons. Soos by Paulus het die Here vir hom beloof, almal wat by jou bly, sal gered word. Weet jy my broeder en suster, ek en u moet moed vat. Ja, ons het al baie van u, het seker al probeer getuig teenoor mense, en dan word jy afgeskiet en beledig en sleg gesê, dit breek jou moed en jou spoed, en jy voel maar ek bereik niks. Maar hoor vanmôre, kom ons terwyl hierdie storm woed, kom ons bid vir siele. Kom ons bid vir verlorenes. Jy almal het familie, vriende, wat jy ken, wat nie die Here ken nie. Bid vir hulle, reik uit na hulle, op watter manier ook al. Wees lief vir hulle, wys vir hulle Jesus, wees vir hulle Jesus. En hoor vanmôre, almal wat saam met u gaan bly, sal gered word. Almal wat besluit, maar ek gaan ook in die bootjie klim waar jy is. Ek gaan nie op ander bootjies klim nie. By wyse van Spreuke, wat dan ook die woord wat jy met hulle spreek aanneem, sal ook behoue bly en gered word. En in hierdie geval, so pragtig sê hy, dat hulle almal het by Paulus gebly. Weet jy wat is my kosbaar? Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie. Maar die hoofman oor 100 wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee dat die wat kon swem eerste in die see moes spring om uit die land, om aan land te kom. Dis nou net nadat hierdie skip uitmekaar geslaan is deur die golwe toe op die sandbank land. Maar hoor hoe sluit hy af? Want hy wat volhard tot die einde toe, my broeder en suster, sal gered word. Hy sê, en die ander, sommige op planke en sommige op stukke van die skip, en so het almal behoue aan land gekom. My broeder en suster, hierdie skip gaan sink. Hierdie skip gaan uitmekaar geslaan word deur hierdie storm. Maar hoor vanmôre, hou vas. Hou vas aan die Here. Hou vas aan sy woord, al moet jy dan op 'n plank op Hemelstrand land. Hou vas. Want as jy dit doen, het hulle almal behoue aan land gekom. Moenie opgee nie, moenie probeer vlug nie, moenie jou eie planne probeer maak nie, bly by die woord van die Here, bly by die getuienis, bly by die beloftes, hou vas aan die Here, dien hom met jou hele hart, en jy sal behoue bly, want my broeder en suster, hoor vanmôre die belofte van die Here. Ek praat met u oor die storm van die eindtyd, en hy het gesê, kom ek lees weer vers 23, want daar het in hierdie nag by my gestaan, 'n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien, en hy het gesê, moenie vrees nie Paulus, jy moet voor die keiser staan. Kan ek vanmôre afsluit met hierdie woorde, my broeder en suster, moenie vrees nie, want ek en u moet voor die koning staan, en ons gaan voor hom staan, as ons aan hom vashou, hom dien, hom liefhet, en hom nie laat gaan nie. Hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Ons sal voor die koning staan. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, so dankie vir u kosbare woord. Here, hierdie storm om ons maak ons bang, Here. Ons beleef dit, hoe die golwe ook in ons bootjies, waarin ons so baie maal vasraak, slaan en dit stikkend slaan en verpletter. Die dinge waarin ons hoop gestel het, Here. Ja, ons moet voorberei vir ons ou dag. Baie van ons is al daar. Maar as ons dinge hoor soos ons pensioenfondse is in gedrang,
Ons mediese fondse is in gedrang. Here, al hierdie dinge wat vir ons sekuriteit in hierdie lewe bied, word een na die ander verpletter deur die golwe van hierdie storm. En Here, dit gaan nie elders beter nie. Gaan ook nie beter raak nie. Hierdie storm gaan toeneem. Maar Here, daarom wil ons soos Paulus sê, Here, ons behoort aan U. Ons is uitverkoop. Ons wil nie verantwoordelikheid vir onsself vat nie, Here, want wat kan ons doen? Ons kan niks doen, Here. Ons wil oorgee. U het beloof, as ons aan U oorgee, Here, dan neem U volle verantwoordelikheid vir ons. Ons wil U dien, Here, uitverkoop soos slawe. Wat U wil is goed en mooi en reg en volmaak. En U het vir ons alles vooruitgesê. Help ons om U te dien, Here. Help ons om vas te hou aan die beloftes. U het gesê, ons moet voor die keiser staan. En dankie, Here, U is die keiser. U is die koning van die konings, die Here van die Heres. U is die een, Here, wat aan die einde die boekrol sal vat. In Engels die title deed, die titelakte van hierdie hele wêreld. Want U daarvoor betaal met U kosbare bloed en U is die enigste een wat waardig is om daardie seels te breek en die boek oop te maak. Want is U eiendom, U dit gekoop. Dankie dat ons hierdie belofte het, Here. Ons moet voor U staan. Daarom sal U ons nie laat gaan, Here, want U is 'n waarmaker van U woord. Help ons om vas te hou aan U beloftes. Help ons om, Here, nog 'n hart van dankbaarheid te hê. Dit het ons net deur perspektief te behou. U het gesê, moenie rondkyk nie, kyk op. Wanneer hierdie dinge begin gebeur, hef julle hoofde na bo, want julle verlossing is naby. En dis wat ons wil doen, Here. Help dat ons nie die storm sal sien nie, maar dat ons U sal sien. Sal vashou, sal weet, sal dank, dat ons harte vol dankbaarheid sal wees, dat ons monde vol danksegging sal wees. En wanneer ons hierdie negatiewe dinge beleef en hoor en sien, dat ons anders as hierdie wêreld nie sal kla nie, Here, maar sal sê dankie. Dankie, Here, U woord is die waarheid. En dat ons deur dit 'n getuienis sal wees. Dat wanneer mense rondom ons dit sien, dat hulle ook sal besef, Here, hierdie storm waarin ons is, maar dat daar een is wat groter is as die storm. Een is wat selfs die storm in sy hand hou, wat selfs die storm gebruik. En wat in die storm sy kinders beskerm en bewaar, dat hulle U sal soek, Here, sal begeer, en dat hulle ook bemoedig sal word as hulle harte en lewens aan U oorgee. Dankie daarvoor, Here. Seën hierdie boodskap aan ons harte, en as enige een hierdie woord hoor vanmôre, sal U hulle wakker skud, Here. Sal U gee dat hulle soos hierdie manne sal wees, wat die waarskuwing hoor, en uiteindelik ag gee daarop, nie meer hulle rug daarop sal draai nie, maar sal sê, maar ek sal doen wat die Here sê. En dankie, Here, dat hulle dan ook saam met ons voor die koning sal staan. Ons eer U daarvoor in Jesus kosbare en heilige naam. Ag, terwyl elke hoof gebuig is en elke oog gesluit. Ek kan hierdie geleentheid laat verbygaan sonder om aan U ook geleentheid te gee. Miskien sit U vanmôre hier. Miskien is dit nie noodwendig die storm van die eindtyd waarin ons leef, wat U so sterk beleef nie, maar U sit dalk vanmôre in 'n groot storm in U eie lewe, waar U nie kan onderskei tussen dag en nag nie, of dit siekte, krankheid, situasie in die huwelik, in die werk, wat dit ook al mag wees. U sit dalk vanmôre in hierdie storm, en U voel ook om moed op te gee. U het dalk al moed opgegee. Is jy vanmôre op die regte plek? Hoor vanmôre, vat moed. As jy nog nie aan Hom behoort nie, wil jy nie in hierdie oomblik oorgee en sê, Here, sal U verantwoordelikheid vir my vat nie. As dit vanmôre jou gebed is, wil jy nie jou hand opsteek nie, ek wil so graag saam met jou bid. Hier is hande wat opgaan, dankie, kan weer laat sak. Oral gaan daar hande op, gaan hierdie diens uittrek nie. Here, so dankie, dat U elke hand sien. So dankie, Here, dat U elke hart hoor, wat in hierdie oomblik na U roep. Dankie, Here, dat U die een is wat storms kan stilmaak. En wanneer U dit nie stilmaak nie, daar buite nie, Here, dan maak U die storm in ons harte stil. En sal U dit in hierdie oomblik ook doen vir mense. Sal U mense vry maak, Here. Sal U mense se lewens in U hand vat. Dankie, Here, as ons oorgee, dan neem U vir ons verantwoordelikheid.
Ek eer U daarvoor, Here. Sal U mense moed gee, sal U mense krag gee, sal U die vrees uit harte wegneem, Here, dat mense sal weet, maar ek behoort van hierdie oomblik af aan iemand. Iemand wat volle verantwoordelikheid vir my vat, wat my sal lei, wat 'n doel en 'n plan het met my, wat my na 'n spesifieke eiland lei. Dankie daarvoor, Here. Ons eer U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen.